347 en dan nog iets, iets 'n ligte. Okay. Goed, dankie. Jacobus Grys Hyundai CA 347. Het ek reg gehoor, Jacobus? En ietsie verder aan, jou ligte is aan. Ons is baie diensbaar in die gemeente, ons wil kom help na die tyd. Goed. Net 2 afkondigings van die kerkraad. Ons herinner graag, en dit was op die bord ook gewees, dat die eredienstye van volgende Sondag af, Sondagoggend, volgende week, is dan om 9:30, dis die wintertye. En dan het ons vanoggend ook eintlik nagelaat om af te kondig die geboorte van Hendrik Jan en Marley Mosca se 4de kind, 'n baba dogtertjie, Ime. Ons is Here ook dankbaar vir hulle vir die groot genade en vir hulle gesinnetjie ook, en mag die Here hulle ook ryklik seën en ook versterk, en mag al groot vreugde ook vir hulle wees met die grootmaak van haar. Ons gaan vanaand vooraf en ook na die erediens Psalm 134 sing. Ons gaan die eerste vers sing vooraf en dan aan die einde na die amen die tweede vers van die kloeteberuiming. En ons begin dan ook hierdie voorafsang met die woorde: Kom prys die Here, kom en prys sy naam. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam sing tot eer van die Here, Psalm 150. Loof God, loof sy naam om, loof hom met alles wat jy is en met alles wat jy het, en loof hom omdat dit sy bevel is. Psalm 150, ons sing daarvan saam verse 1 tot 3, en daarna kan ons bly staan vir ons gebed, en dan direk na ons gebed gaan ons bly staan, dan sing ons saam lied 577, vers 1 en vers 2, dis die beruiming van Psalm 23, en jy is hierdie gedagte dat die Here lei my op die regte pad, tot die eer ook van sy naam. So kom ons staan en sing ons saam Psalm 150, ons bid saam en sing saam lied 577.
Ons Vader in die hemel, is vir ons as mense die grootste voorreg om hier te mag wees, om saam te mag aanbid, om op te staan, om U naam groot te maak, U lof te besing, vir wie U is. U het ons gemaak om U te ken, om U lief te hê, sodat ons vir ewig saam met U sal lewe, om U vir ewig ook te loof en te prys. En daar's niks heerliker vir ons as mense nie, daar's niks beter wat ons kan doen as aanbidding nie. En ons dankie Here vir die gesamentlike aanbidding, dat U deur die Gees in ons werk, om saam te kom, dat ons U ontmoet ook, om hier te wees en saam U lof te besing. Waar dit 'n oproep is, dat ons U moet groot maak, dat alles wat asem het, met alles wat ons het, dat ons gehoorsaam sal wees en dit sal doen. Want U is dit waardig, U alleen is die ewige en ware God, daar's niemand soos U nie, en U genade vir ons is oneindig groot. Dat U U Seun vir ons gestuur het, dat U ons versoen het met U, en dat ons 'n nuwe lewe kan hê saam met U. Ons dankie vir die Gees wat in ons werk, ons dankie vir die Gees wat ons lei in die waarheid. En dat ons deur die werk van die Gees ook al hoe meer kan groei in ons geloof. En dit bly ons bede dat ons wil bly groei, dat daar waar U ons voed, en daar waar ons die woord het, en daar waar die woord verkondig word, dat ons gehoorsaam in die Gees ook daar by mekaar sal kom en sal hoor, en dat die Gees daarin sal werk, en dat ons daarin sal groei om al hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van die Seun, en gehoorsaamheid, en aan die liefde wat U vir ons gee. Dit is so 'n groot seën en so groot genade om deel te mag wees van U liggaam. Ek kan weet dat U het nie een van ons oorgeslaan nie, maar dat U aan elkeen ook 'n gawe gee. Dat U U liefde in ons harte uitstort, en dat ons daardie liefde kan betoon aan mekaar. Dat U kerk nou reeds hier op aarde soveel anders as die wêreld kan wees, kan lyk. En ons bid Here dat U ons sal lei ook in daardie bediening van mekaar. Mag ons tog sensitief wees vir behoeftes wat ander het, en wil dit in ons werk ook om daardie hulp te gee, daardie dienswerk te betoon, daardie ondersteuning wat nodig is. Ons dankie Here dat U Uself aan ons bekend maak, dat U deur die woord Uself openbaar, dat ons U kan ken, dat ons geloof kan rig op U woord. En ons bid ook nou, as ons saam luister, dat ons baie mooi sal besef hoe heerlik en hoe kosbaar die naam van ons Here Jesus Christus is. Ons bid dit in Sy naam. Amen. Amen.
Ons luister saam na die woord van die Here in Handelinge 4 vers 1 tot 22. En daarmee saam gaan ons ook voort met die Heidelbergse Katekismus en ons luister saam na Sondag 11. Handelinge 4 vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts om die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het gelowig geword en die getal van die gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader, ook die hoofpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks in hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hierdie saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie, maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te laat straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Die Heidelbergse Katekismus Sondag 11, vraag en antwoord 29 en 30 vra: waarom word die seun van God genoem Jesus, wat verlosser beteken? En die antwoord: omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie. Dan vraag 30 vra: glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in 'n enigste verlosser, Jesus? En die antwoord is nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser as heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie 'n volkomme verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Geliefde broers en susters, is regtig 'n groot voorreg vir jou as mens om aan iets 'n naam te gee.
Mens dink aan die wonderlike voorreg wat ouers het as hulle kinders 'n naam moet gee en te benoem en te dink daar's dalk iets van betekenis wat jy wil oordra in die naam van die kind en dis so groot voorreg dan om dan vir iets of iemand 'n naam te gee. Toe ons kindertjies klein was, het ons op 'n stadium 'n hond aangeneem en nog voordat ons die hond gesien het of watter hond dit was, het die kinders klaar besluit die hond se naam sal Wolly wees. En ek het hulle gesê maar dit werk nie so nie. Mens kyk eers hoe hy lyk voordat jy vir hom 'n naam gee. Op die ouene van die dag het so baie dun worshondjie by die DBV aangeneem en die kinders het hom toe Dunnertjie genoem, want hy was baie dun. En tog is dit presies hoe mense baie keer dink oor die naam van Jesus, dat hy eers die daad moes doen, dat hy eers in die kruis moes sterf en dan verlossing bring en dan word hy die naam Jesus gegee. En tog is dit glad nie hoe God werk met die naam van Jesus Christus nie. Dis nie soos God wat die diere na die mens toe bring en dat hy die mens so die voorreg gee om hulle name te gee en wat ook al hy die naam sal gee, dit sal hulle naam wees nie. Dis nie die mens wat besluit het wat om vir Jesus te noem nadat hy geleef het en nadat hy sy lewe gegee het nie. Nee, die naam van ons Here Jesus Christus word deur God self gegee om daarmee presies vir die mense te verkondig wie hy is en wat hy gaan doen. En is sy naam wat die enigste naam is wat verkondig moet word, want net in die naam van Jesus Christus is daar verlossing. En dis wat ons hoor wat die apostels in Handelinge doen. Dat hulle niks anders doen nie as om net die naam van die Here Jesus Christus te verkondig. En tot op hierdie punt in Handelinge was daar nog nie baie teenstand nie. Die uitstorting van die Gees het gebeur en die apostels het die evangelie verkondig, maar soos enigiets in die lewe wil daar seker maar gekyk word, is daar enige momentum? Gaan dit groei? Is nie maar net mense wat kom en iets verkondig en dan weer oor 'n paar maande het dit uitgesterf nie. En tog hoor ons baie mooi dat in Hoofstuk 4 hierdie situasie dramaties verander, hoe die vervolging van die kerk 'n realiteit word. Want die godsdienstige leiers en veral die Sadduseërs begin met 'n aanval teen die apostels. Hulle het vir Petrus en Johannes onderbreek en hulle laat arresteer oor wat hulle gedoen het. Hulle het 'n man genees. En dit is nie net oor teologiese redes, met ander woorde, omdat hulle die waarheid verkondig en as dit die waarheid is, moet mense bekeer. Of hulle verkondig 'n valsheid, of Jesus is die enigste verlosser, die enigste naam, en dan moet mense bekeer, en die Sadduseërs en die Jode wil dit nie hê nie. Hulle wil hulle stil maak. En ook, as dit waar is dat Jesus die koning is, dan kan daar oproer plaasvind, en die Sadduseërs wil in die goeie boekies van die Romeine bly, hulle wil nie 'n oproer hê, sodat daar, hulle in die slegte boekies van die Romeine kom nie. En jy is daar om probeer die verkondiging van die naam van Jesus onderdruk. Dit mag nie gebeur nie. Hulle gearresteer, in die tronk gesit omdat dit aand was, is die apostels nog oornag aangehou. En die volgende dag het hulle vergader, en dan vra hulle vir hulle, watter gesag en wie se naam doen julle hierdie dinge? En dan Petrus, gevul met die Heilige Gees, antwoord die wonderlike getuienis oor wat hulle gesien en gehoor het. En hy sê, dis in die naam van Jesus, dat hierdie man genees is. En nou moet ons baie mooi besef, dat hierdie wonderwerk van 'n verlamde man, wat niks vir homself kon doen nie, 'n heenwysing is na die groter verlossingswerk wat Jesus doen. Dis 'n bevestiging van die woord van God verkondig word, dat dit die waarheid is in die eerste plek, dit gaan saam met die wondertekens gepaard, maar in die tweede plek, ook dat dis die realiteit, dat daar's 'n dieper nood in die mens, wat niks vir homself kan doen, nie die mens wat deur sonde lam gelê is, eintlik doodgemaak deur die sonde, homself nie kan red nie, en dat Jesus daardie verlossing bring. Dat in sy naam is daar verlossing van die sondes. In die Bybel hoor ons baie groot waarde wat geheg word aan 'n naam. Weereens nie net iets wat iemand eers later sal dink wat die persoon moet wees nie, maar reeds die karakter of die eienskappe van die persoon, maar in besonder by Jesus ook. En dis ook wat ons bely in Sondag 11 van die Heidelbergse Katekismus. Hoekom word die Seun van God Jesus genoem?
En die antwoord is dat die naam Jesus beteken verlosser. Hy word so genoem omdat hy werklik waar verlos. Eenvoudig soos dit. Dat hy het aan die kruis gesterf sodat mense kan lewe. En is baie opmerklik dat die Here hierdie naam ontvang het nog voordat hy enigiets sigbaar daarvan gedoen het. Dat by sy geboorte as 'n babietjie wat lyk wat uit homself nog niks kan doen nie, daar is hy die naam gegee en nie deur 'n mens nie, 'n engel kom en sê maar julle moet hom Jesus noem. Dat God word nie benoem deur mense nie. Die mens gaan nie besluit wat om God te noem of wat hulle sal besluit oor God se naam moet wees nie. Maar God self sê wat sy naam is. Hy openbaar homself. Ons het vanoggend baie mooi gehoor dat sy naam is 'n uitdrukking van homself en sy naam verlosser is 'n uitdrukking van homself van wie God is. Sy naam wys dit so mooi oor wie God in sy wese is en wat hy doen, sy werke. En die naam Jesus is die Griekse vorm van die Hebreëse naam Joshua. En Joshua is 'n verbuiging weer van Jehoshua wat Jehovah wat God beteken en Shua wat verlos of red beteken. En dan baie mooi die Here red of die Here is die verlosser. Die Here is verlossing. Dis wat die Here se naam beteken. En baie duidelik openbaar dit iets van God self, dat God is verlosser. Dit wys dat die werke van die Here, dat hy die volmaakte verlosser is in die wêreld. En die betekenis gaan baie dieper as hulle sê dat hy verlossing moontlik maak, of dat hy 'n verlossing is. Dis nie net dat hy 'n moontlikheid daar stel of net nog 'n verlossing bring nie, maar hy is die verlosser. Volkome. Sonder enige gebrek. Hy bring die enigste en die finale, die volle verlossing van die sonde, die volle versoening met God. Dit wys dat die Here self die redding is. Dat buite hom is daar nie enige redding nie. So die naam van Jesus het dus goddelike oorsprong, dat die Here self hom so noem, en dit dra die evangelie vir ons oor, dat God red. En hier sien ons die mooi orde, dat die Here maak homself bekend, en ons ontvang dit net in die geloof. Die Here sê, my seun is die verlosser, en die geloof omhels ons dit. Dis hoe dit werk. Dis nie toevallig dat hierdie naam gekry het nie, maar dit openbaar iets van God se ewige raadsplan wat hy in die wêreld ingeskaap het. So wanneer die naam van Jesus verkondig word hierdie evangelie van verlossing self verkondig. Die naam is wie Jesus is. So ons sien dis die verkondiging van die naam van Jesus deur Petrus, noem hy 'n paar dinge, hy verkondig die verlossing van die mens, van die mense grootste ellende. In ander woorde, Petrus sê, dit gaan hier oor die verlossing van die sonde. Dat ons diepste nood, ons diepste ellende, is nie 'n verlamming nie, dis ons sonde. Ons kan onsself nie verlos van ons eie ellende nie. En dan gaan hy baie mooi verder, hy sê dat Jesus Christus het gesterf aan die kruis, hy het daai vernedering deurgemaak, hy is deur die mense gekruisig, hy is deur hulle doodgemaak, want hy is daar gekruisig vir ons sondes. Hy het sonde op homself geneem, en God het hom uit die dood uit opgewek. As bewys daarvan dat hy het volledig betaal. Die betaling was effektief. Hy is die volkome verlosser. Hy het die sonde op hom geneem, hy het volkome daarvoor betaal, daarom wek God hom uit die dood uit op. Dit wys dis finaal volkome betaal. Hy het die dood finaal oorwin. Dan sê Petrus, dis die hoeksteen wat julle verwerp. Dis die hoeksteen waarop die kerk gebou word. Maar die verlossing is alleenlik in hom. So as Petrus die naam van Jesus verkondig hy eintlik hierdie hele deel van die evangelie, het hy baie mooi verduidelik oor wie Jesus is. In die Heidelbergse katekismus beklemtoon wat Petrus preek, dat Jesus 'n volkome en 'n enigste verlosser is.
dat in hom is alles wat ons vir ons saligheid nodig het. En daarom mag mense nie hulle redding by enige ander plek gaan soek nie. En nou is die vraag, maar hoe gebeur dit? Hoe sal mense hulle verlossing op ander plekke soek? Hoe sal dit gebeur? En dan noem die katekismes drie dinge hoe dit gebeur, dat mense soek hulle redding ook by heiliges, mense soek hulle redding by hulle self, sê die katekismes, of by enigiets anders buiten Jesus. En enigiemand wat dit doen, erken nie wie Jesus is nie, dat hy verlosser is nie. Enigiemand wat dit doen, maak van hom 'n verlosser, of net 'n gedeeltelike verlosser, wat verlossing moontlik maak. Hulle erken nie die volle werklikheid dat Jesus die enigste en die volkomme verlosser is nie. So die katekisme sê, sommige mense soek hulle verlossing by heiliges. En dit klink vir ons baie vreemd, dat iemand hulle verlossing by heiliges sal soek. Want dis nie iets wat ons vandag in ons konteks noodwendig baie sien nie. Nie in ons konteks waar ons bly nie, dit is eintlik wat iets gekom het van die Rooms-Katolieke leerstellings. En in die Rooms-Katolieke kerk vandag is dit nog 'n werklikheid, dat mense aangemoedig word om ook hulle hulp by Maria of by ander heiliges te soek. Dat Jesus baie ver is, dat hy as mediator ook ware God is en te ver is, hy kan nie bereik word en daarom moet jy deur mense bid, want dan sal jy gebeur en na God toe gaan. Met ander woorde, die volkomenheid van die verlossing word nie erken nie, dat hy in die kruis gesterf, maar hy kan nie nou vir ons intree nie, want hy is te hoog, en daarom bid hulle deur heiliges. Sy werk is dus onvolkome in die feit dat hy nie die volëinder van ons geloof is nie. Dat ander heiliges is nodig om daardie deel van jou verlossing te voltooi. Maar die katekismes noem ook dat mense hulle verlossing in hulle self soek. En dis iets wat baie meer na in ons huis is, wat ons baie meer bekend is in ons Christelike kringe. Want die groot dwaling van vandag is nie om jou hulp by ander te soek nie, maar om eintlik te verklaar dat Jesus probeer het. Hy's 'n onvolkome verlosser, hy's 'n magtelose verlosser, want hy probeer om mense te red, hy het dit moontlik gemaak vir hulle, maar hy is onmagtig om hulle volkome te red, as hulle nie saamwerk nie, as hulle nie van hulle kant af hulle self red nie. Dat mense praat van genade, van Christus wat sy sonde gesterf het, en van geloof as gawe van God. Maar baie keer verklaar mense, dit hang van jouself af. As jy gered wil word, dan moet jy jouself red, en jy moet daai keuse maak om gered te word. En dat Jesus eintlik onmagtig is, hy staan daar met toegevoude handjies, en hy kan niks vir jou doen nie, as jy nie vir jouself doen nie. Dan beteken dat Jesus die verlosser is, dat hy nie 'n volkome verlosser is nie, dat hy probeer verlos. Net nie so ver dat die mens hom toelaat. En dit is nie 'n klein verskil nie, dit raak die kern van die evangelie, dit raak die kern van sy naam, wie hy is, as verlosser. Dat die genade is nie kragtig nie, genade is nie seker nie, dit kan nie werklik red nie, maar is afhanklik van 'n mens se onwilligheid. Maar die skrif en die katekismes leer egter dat Jesus so genoem word, omdat hy werklik red. Nie omdat hy net bereid is nie, nie omdat hy net 'n moontlikheid van verlossing geskep het nie, maar omdat hy effektief verlos. Hy is die volkome en die volmaakte en enigste verlosser wat alles doen vir ons saligheid. Selfs vir sondaar mense wat nie wil nie, wat nie kan nie, wat van hom wegvlug, sondaar mense wat absoluut morsdood in hulle sonde is, wat niks kan uit hulle self doen nie, jy is vir hulle. Die Bybel leer baie duidelik die mens van nature teen God is en nie homself sal kies om gered te word nie. En daarom hang die verlossing nie van onsself af nie, maar dit hang van God se kragtige genade af. So redding is God se genadewerk waardeur 'n sondaar wat skuldig is en magteloos is, absoluut dood is, bevry word van die sonde
en oorgebring word van die dood na die lewe. En ons sien baie mooi hoe Christus die volle saligheid vir ons werk. Aan die een kant het hy vir ons in die kruis gesterf het, dat hy ons skuld in die kruis gedra het, dat hy nie 'n moontlikheid vir ons geskep het nie, dat hy ons moontlik verlos kan word nie, maar dat hy werklik waar in die kruis vir ons gesterf het, dat ons sonde op hom geneem is. Dis betaal. Ons onskuldig voor God gemaak. Maar in die tweede plek werk hy ook daardie verlossing in ons. Hy pas daardie verlossing wat hy verwerf het toe in ons lewe. Dat hy kom en hy skenk in ons die geloof, hy kom en hy gee die Heilige Gees om in ons te woon en te werk. Hy maak ons kinders van God, wat ons wil ombuig, om God te wil aanbid, om God te loof en te prys. Dis hy wat ons bring uit die dood en ons lewend maak, dat ons wil vir God leef, hy open ons oë en ons ore. En hy is die een wat ons bewaar, te midde van hierdie aardse stryd wat ons het met die duiwel in die wêreld, ons eie sondige natuur. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Dis hy wat ons so bewaar dat niks ons uit sy hand kan ruk nie. En hierdie sekerheid wys dat die redding nie 'n blote moontlikheid is nie, maar 'n vaste werklikheid in God se ewige plan. Dis nie net 'n kans om verlos te word nie, maar 'n sekere verlossing wat die Here gee. Dat ons verlosser het uit die dood opgestaan, het in die hemel opgevaar, hy sit in die regterhand van God, en alle mag in die hemel en in die aarde behoort aan hom. Hy het die Heilige Gees vir ons gegee om ons te woon, om ons te bly werk, om ons te verseël vir die dag van verlossing. Derdens sê die katekismes ook dat mense ook hulle eie heil, hulle saligheid ook anders op ander plekke soek. Ons baie mooi besef dat die katekismes is 'n troostboek vir gelowiges. Ons enigste troos in ons Here Jesus Christus, ons lewe en ons sterwe behoort ons aan hom. Maar ons hoor die katekismes ook praat van ander mense wat buite die kerk is. Mense wat hulle verlossing van hulle sonde op ander plekke soek as Christus. En nou is dit so, daar is duisende ander vals gelowe, godsdienste, ander plekke waar mense hierdie heil van hulself soek, of het by die Islam is, of dit by deur Boeddhisme is, of dit deur een of ander wêreldgodsdienst is, aardse godsdienst is, daar's daar duisende plekke waar mense hulle hoop plaas op ander dinge. En as jy is daarom ook so dat die apostels dit nodig ag om die woord uit te dra, om die naam van die Here te verkondig aan ander mense. Dat die naam van Jesus verkondig moet word, nie net vir jouself gehou word en die apostel besef, maar die naam van die Here moet uitgedra word aan ander mense toe, en daarom verkondig hulle dit. Dis God se bedoeling met die naam van sy seun. Dis die bedoeling dat die naam van Jesus oral verkondig moet word, dat die wêreld dit hoor. Dis God se plan van verlossing vir hierdie wêreld. Dat Christus verkondig moet word. Dis absoluut noodsaaklik. Dat ons moet besef wat die nood vir die wêreld is, dat ons moet besef, maar daar is nie ander verlossing nie. Daar's geen ander naam op hierdie aarde deur wie daar gered word nie, behalwe deur Jesus Christus, die enigste verlosser. En dis wat Petrus verkondig, en die Joodse raad besluit toe om die apostels te dreig en te verbied om verder hierdie naam te verkondig. En toe die apostels geroep word, reageer hulle met hierdie groot vrymoedigheid. Dis beter om aan God gehoorsaam te wees as aan mense. Dit is die wil van die Here dat hierdie naam moet verkondig word oor die hele aarde. Hulle kan nie stil bly oor wat hulle gesien en gehoor het nie. Dis die waarheid, dis God se wil. Dis hoe die verlossing mense bereik. Dis die naam wat God self gegee het, waardeur mense verlos word. Dat die naam van Jesus moet verkondig word. En daar waar sy naam verkondig word, daar waar die evangelie verkondig word, waar die naam van die Here uitgaan die wêreld in, daar hoor mense die naam.
En daar werk die Heilige Gees in hulle, dat as hulle uitverkorenes is, dat die Here hulle na hom toe bring. Hy bring ons tot bekering, die skape ken sy stem, en hulle ken sy naam, en daarom kom hulle bekering. Dis hoe die Here sy verlossing bring na ander mense toe. Hulle vir wie dit bestem is, probeer hy nie red nie, maar hy red hulle volkome. Geliefdes, ons sien dit baie mooi in hierdie gedeelte, en saam met die katekismes, wat die Here se bedoeling is. Die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat hy self gegee het. Hy is die enigste en die volkome verlosser. En dis ons belydenis, hy word Jesus genoem, die naam wat sy Vader van gegee het deur die engel, want dis wie hy is die verlosser. En daarom sluit ons af met die woorde van Antwoord 30, dat ons ontvang hom in die geloof. En ons het in hom alles wat ons vir ons saligheid nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die wonderlike voorreg om tot U te mag bid. En dit ook te mag bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Dat ons tot U nader, deur hom en wie hy is, ook as ware God en ware mens, die middelaar, dat dit deur hom is, wat ons kan bid, want hy het volkome vir al ons sondes gesterf. Dat hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe, dat niemand kom na U toe nie, behalwe deur hom, behalwe in sy naam. En ons dankie dat ons hierdie dinge mag bid, dat ons U kan ken, juist deur hom. Kan bely en erken dat hy is ons enigste en volkome verlosser. En dat ons in daardie troos mag lewe elke dag. Ons kan niks self bydra tot ons verlossing nie, ons kan niks byvoeg nie. Maar U gee vir ons alles wat nodig is, U begin dit in ons, U volëindig dit ook. Maar ons bid ook dat waar U naam verkondig moet word oor die hele wêreld, dat U ons daarna sal gebruik. Dat ons ook sal besef dat daar is nie 'n ander naam nie. Dat daar waar mense rondtas in die duisternis, dat ons U naam sal verkondig. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê ook, en al die werk wat gebeur. Ons bid vir hulle wat op reis is, dat U hulle ook veilig sal bewaar. Ons dank U dat ons hierdie ding mag vra, in die naam van ons Koning en Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan en sing ons saam Psalm 71. Ons sing die volgende woorde: ontelbaar is U reddingsdade. Net U bring my verlossing. En ek praat daarvan aanhoudend.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.